Hallo julle, welkom hier by Lewende Woord Parel se aanlyn diens. Ons is hier by 6 Milstraat. Ons hoop julle geniet die diens en mag die Here julle seën. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for our hearts singing hallelujah, hallelujah. I got one response. I've got just one with my arms stretched wide. I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for our hearts singing hallelujah, hallelujah. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my
Familie, vriende, baie welkom by vanoggend se aanlyn diensie by Lewenwoord Parels. Vir my opwindende oggend, soos elke Sondag. Ek het 'n woord van die Here om met jou te praat oor drome. 'n taal van die Here wat baie min aandag kry. Droomtaal. Ek het so gesukkel met die titel op 'n stadium. Ek het vir mense gevra wat kan ek die preek noem? Droomtaal? Toe sê hulle nee, dit klink te new age-erig. So interpreteer jou drome of die Here se stem deur jou drome. Die Here praat met jou. Hy praat met jou deur drome. Dalk sê jy vir my jy droom nie. Nee, meeste van die wetenskaplikes sal sê almal droom. Mense onthou nie noodwendig hulle drome nie. Baie keer as jy te min slaap of jy raak wakker met wekkers, jy raak wakker van babas wat skree, dan vergeet jy jou drome. My ondervinding is die Here gebruik drome. Party van ons droom meer, party onthou beter hulle drome, party sal sê, ek is soos Josef, 'n dromer, anders sal sê, ek het dalk 1 of 2 of 3 drome wat ek onthou, ek droom nooit nie. Hier is 'n sleutel, as jy die Here wil beleef in jou droomwêreld, en terwyl jy slaap, eer drome wat hy vir jou gee. Skryf dit neer. Kry 'n droomdagboek of 'n droomjoernaal, sit dit langs jou bed met 'n pen. Hou dit daar. Skryf op die eerste bladsy, Here, ek dankie dat U vir my drome gee. Ek dankie dat dit my deel is. Jy weet, jy slaap 1/3 van jou lewe. As jy 75 jaar oud raak, dan het jy 25 jaar min of meer geslaap. 25 jaar. Kan jy dink, ek het ergens hier neergeskryf, dis 9125 dae, as ek nou reg onthou. 9000 dae. 25 jaar slaap jy slaap 1/3 van jou lewe. Natuurlik is die Here aanwesig in daai tyd. Hy is nie aanwesig nie. Jy is 'n robot wat geshutdown word, jy het mos hierdie knoppies op die laptop sê sleep, of as jy die lid toemaak kan sleep, jy is nie so nie, jy gaan slaap nie, jou geesmens en jou sielmens is nog steeds aktief besig. En die Here is nog steeds in soete geselskap en fellowship met jou, en hy praat met jou in jou drome. So kry 'n joernaal, kry 'n pen, sit dit langs jou bed, en sodra jy wakker word, en al is dit net grepe van die droom, skryf dit neer, skryf alles neer. Al is dit, ek gaan vandag met jou praat oor sielsdrome, drome van die vyand, en dan drome van die Here. En daar's 3 kategorieë. En ek wil jy moet alles van hierdie dag af neerskryf. Jy moet vir die Here sê, Here, ek wy weer my slaaptyd aan U. En ek dank U dat U hierdie joernaal gaan vol maak, vol drome, vol heavenly visitations. As min goed wat my so opgewonde maak, soos die Here wat met mense praat. En die droomtaal, die Here wat praat deur drome, is maar net 'n ander aspek van sy kommunikasie met jou, sy liefdevolle kommunikasie met jou. So mag ons dit herontdek, kry daai droomjoernaal, eer die Here, vat nou hierdie woord en gaan implementeer dit prakties. Kry 'n droomjoernaal, kry 'n pen, sit dit langs jou bed, dalk sê jy vir my, Pieter, maar wat help dit, ek skryf, nou gaan niks inskryf nie want ek droom nie. My redenasie is altyd sulke tye, jy droom nie want jy skryf nie. Jy droom nie want jy honor nie die Here se stem nie. Sodra hy vir jou iets gee, skryf dit neer. Al dink jy, daai was 'n snaakse droom, ek het te veel pizza gestaan geëet, skryf dit neer, weeg dit. Dit is belangrik dat ek en jy die Here se woord begin eer. Hoekom sal, as ek vir jou 'n SMS stuur, en ek hou aan die SMS stuur, maar jy reageer nie op die SMS, ja, gaan ek ophou SMS stuur. Ek gaan op 'n ander manier jou aandag probeer kry. Die Here is dieselfde. Hy sal soos jy sy stem eer en die woord van die Here eer, sal hy al meer daai medium gebruik. Medium is 'n snaakse woord. Dit klink dalk soos 'n seance. Sal hy daai voertuig van kommunikasie gebruik. Okay, beloved, so kom ons bid. Here, ek dank U vir die praktiese woord. Here, plant dit tog diep in ons harte. Ek is opgewonde dat U van hierdie dag af, hierdie woord gaan bevestig deur drome, en dat mense opnuut 'n nuwe liefdestaal gaan herontdek, die taal van drome in die naam van Jesus. Here, ek dank U dat U die God is van die wakker wees en die slaap. Dat U met ons kommunikeer in ons slaap. In die naam van Jesus, amen. Amen. Ek weet nie van jou nie, maar 1/3 van my lewe, ek wil dit benut. Ek wil heavenly visitations hê terwyl ek slaap. Ek wil goed in die gees doen terwyl ek slaap, en ek wil die Here beleef, en ek wil my volle potensiaal in
in 'n droomtaal wil ek bereik en die verstaan daarvan. So die Here praat nog deur drome. Ons het baie in die Ou Testament goeie voorbeelde hier van Josef. Josef is ons bekende dromer, nê. Hy lê drome uit. Hy droom vanaf hy 'n kind is, praat die Here so met hom profetiese drome rondom sy destiny, rondom waartoe hy op pad is. Die Here het sulke special ouens in die Ou Testament wat hy gebruik, met wie hy praat deur drome, nee. Dis al van wie ons weet. Ons weet van Josef, ons weet van Abraham wat drome gekry het. Jakob het drome gekry het, Bethel gesien, hy het 'n leer gesien en engele van die Here het op en af op hierdie leer gegaan. Nog dromers, net so off the top of my head, nee, Paulus het 'n droom ontvang, die Here het nog gepraat. Petrus het 'n visie/droom ontvang. Daniel sê die baie bekende goed dat hy visies in sy kop gekry het terwyl hy op sy bed was. Die Engels stel dit, the visions of my head while on my bed. Daai is drome, nee. Dis drome. Dit is visies wat hy ontvang terwyl hy slaap in sy kop, drome. 'n Droom is niks anders as 'n visie terwyl jy slaap nie. Ja. Dus die Here, so dalk sê vir my, jy kry nie visies hier, droom jy? Want drome is 'n vorm van visuele visie, visuele kommunikasie wat die Here vir jou gee. So jy ontvang visies, jy ontvang drome. In Joël 2, Handelinge haal dit aan, maar in Joël 2, ek dink 27 staan daar, in daai tyd, ek sal my gees uitstort op alle vlees, dit verwys na die laaste dae. En julle ou mense sal drome droom, julle jong mense sal visies sien. So altyd snaaks, ook my ou mense die drome droom, my ou mense slaap seker maar meer. Terwyl my ouma hulle nie sal saamstem, hulle slaap baie min. Maar die ou mense droom drome, die jong mense sien visies. Dit is nog steeds die Here se intensie om met jou te kommunikeer deur drome en deur visies. In Job 33 vers 14, Job self is om te praat, baie interessante teks. Inteendeel, hy's besig om te sê in konteks, die Here praat nie met mense nie, hy ignoreer hulle en dan kom hy tot inkeer en hy sê nee, die Here praat wel. En ek erken, die Here praat op verskeie wyse. Een van hierdie maniere is God spreek deur naggesigte of drome. Vers 14, hoofstuk 33 vers 14 uit die Afrikaanse Oud. Want God spreek op op twee maniere, maar die mens let nie daarop nie. In die droom, in die naggesig, as diepe slaap op die mens val, tydens sluimeringe op die bed, dan open hy, die Here, die oor van die mense en hy druk die seël op die waarskuwing aan hulle, om die mens terug te hou van sy onderneming en trotsheid vir die man te verberg. Kom ek lees net gou uit die Afrikaanse Nuwe Vertaling, maar God praat op verskillende maniere. Ons kom dit nie agter nie. Hy praat deur drome en visioene in die nag wanneer mense diep slaap en op hulle beddens lê. Hy fluister in hulle ore en verskrik hulle met sy waarskuwings. Hy laat mense van gedagte verander om hulle van verkeerde dade weg te hou en hulle van hoogmoed te weerhou. Baie goeie vertaling, beter vertaling as die Afrikaanse ou vertaling, my opinie. Daai vang so die gedagte dat die Here jou, hulle sê die Here kom maak jou skrik. Hy kom waarsku jou, hy kom gee vir jou rigting, hy kom gee vir jou iets om jou van rigting te verander, sodat Job sê, sodat jou lewe van die graf af weerhou word, sodat jy van hoogmoed weggesteek word. Maar hoe kommunikeer die Here hierdie goed? Hy kommunikeer dit in nagvisies, drome, terwyl jy op jou bed slaap. Is dit nog waar vandag? Ja. Het jy die Heilige Gees ontvang? Kommunikeer die Here met jou sommer direk? Praat hy direk met jou? Ja. Ons kan weer 'n preek doen oor hoe die Here praat, regtig waar, ons kan elke jaar dit doen. Doen volgende jaar tog, as jy nog nie het nie, die profetiese kursus leer ken sy stem. Ons kyk daar na die verskillende aspekte van hoe die Here praat. Veral rondom die visuele. Maar drome is steeds intak. Saul kom op 'n stadium in 1 Samuel, julle kan gaan kyk, 1 Samuel 28 vers 15, sê vir Samuel, Saul, julle ken koning Saul wat bietjie malletjies geraak het en Samuel die profeet wat sy woorde nie op die grond geval het nie. Saul sê die Here is, ek hoor nie meer die Here se stem nie, ek sukkel. Ek het nie meer 'n profeet wat vir my woord van die Here gee nie. Ek droom ook nie meer drome nie. Dit was die antieke gedagte dat die Here kommunikeer deur drome, deur naggesigte. Gideon, ook voordat hy op 'n stadium in 'n stryd is met 'n vyand, hoor hy 'n interpretasie van 'n droom. Twee soldate vertel, een soldaat vertel vir 'n ander soldaat oor die droom wat hy gehad het. Gideon
hoor hierdie storie, hy is besig om weg te kruip in die bos en hy hoor hoe die ander perde praat en hy, na aanleiding van die droom, sê hy toe, die Here het hierdie ouens in ons hand oorgegee. Drome was baie, baie belangrik vir die antikus en behoort vir my en vir jou ook te wees. Hoekom droom ons nie? Want ons eer nie die Here se drome nie. Ons skryf dit nie neer nie. Ons glo nie, hy praat meer deur drome nie. Ons het die sielkundige konsep aangeneem dat drome net die subconscious is wat net prosesseer. As jy baie flieks kyk, dan droom jy oor daai flieks. As jy baie berg klim, dan droom jy oor berge en skoene, want dit is net jou brein wat prosesseer. Is daar 'n element van prosessering? Ja. Is alle drome altyd direk van die Here af? Nee. Is daar goed so sielsdrome? Ja, ons gaan nou daarna kyk. So kom ons val sommer in. Jy moet verstaan, die Here kommunikeer deur drome. Al jou drome is nie noodwendig van die Here af nie. Dis hoekom ons dit goed neerskryf. Ons prosesseer. As jy baie fokus op 'n ding, dan is jou siel pregnant met dit. In jou sielsdimensie, dit waarop jy fokus, sal jy verwagtend raak mee. Natuurlik gaan jy dan droom oor daai goed. Toe ek 'n kind was, het ek vreeslik baie games gespeel, nee, computer games. Ek was 'n rugby ouer, ek was 'n atletiek ouer, maar ek was ook 'n gamer. Ek het so met 'n voet in al die kampe gestaan. Ek was ook 'n kuns en kultuur ou, maar die ding van die games en die flieks en die goed is, dit kan vreeslik jou gedagte wêreld oorneem en ook storieboeke. Later sal ek so baie lees of so baie games, ek sal heeltemal verwagtend in my siel raak daarmee, dan sal ek daaroor droom. Is daai dan van die Here? Nee, dis eenvoudig, my siel het verwagtend geraak met goed van die wêreld en dan prosesseer ek die heeltyd wêreldse goed. Onderskei, is die droom van die Here, van myself of van die vyand? Daai is die drie goed waar drome vandaan kom. Net so met profetiese woord. 'n Woord kan van die vyand wees, kan uit die sielsdimensie profeteer word of uit die Here uit die geestelike kom. So dieselfde met drome, 3 oorspronge, die Here, siel of die vyand. Ek gaan vir jou tips gee om daai te identifiseer. Dis belangrik dat ek en jy verstaan dat die Here nog deur drome praat. Dis vas. Jy slaap 1/3 van jou lewe. Natuurlik gaan die Here 'n manier kry om met jou te praat terwyl jy 1/3 van jou lewe daar spandeer. Nee, jy slaap daar. Jy's nie 'n rekenaar wat geshutdown word en net afskakel nie. Die Here praat met jou. En dan die subconscious, die consciousness is uit die pad uit. Hy kan direk met jou praat. Hy kan direk met jou gees praat. Jou siel is nie in die pad in terme van jou denke en jou visuele stimulus buite. Jy's besig nie. Jy slaap, jy's rustig. Hy praat met jou. Hy kan direk met jou praat, want jou consciousness is uit die pad uit. Dit is vir my moeilik om hierdie goed te kommunikeer. Ons praat baie min oor hierdie goed. Ons het nie altyd die woordeskat, of ten minste ek het in die woordeskat, lekker om hierdie goed aan jou te verduidelik. Dit klink baie new age, consciousness, subconsciousness. As jy slaap, kan die Here makliker met jou praat. Is dit eenvoudig genoeg gestel? Hy praat makliker met jou, want ek en jy is nie so besig hierbo nie. Ons is nie so besig om kinders skool toe te vat en broodjies te smeer en te werk en projek te maak en bla 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 nie. Ons is in 'n plek van rus en hy praat met ons harte direk. So, ek hoop jy verstaan daai konsep. Dis hoekom die Here drome gebruik. En hy wil hê, hoekom is drome nie net obvious nie? Partykeer gaan jy drome kry wat baie obvious is. 'n Man gaan vir jou dit sê, A, B, C, D. En dis klink en klaar en duidelik. Meeste drome is ongelukkig nie so nie. Meeste drome is simbolies. Meeste drome is kreatief. Die Here is die mees kreatiefste persoon wat bestaan. Alle kreatiwiteit kom vanuit hom. Ek en jy praat in metafoor en simbool. Natuurlik sal hy. Ons het boeke in die Bybel wat geskryf is in metafoor en simbool. Dit is net wie hy is. En hy kies om so te kommunikeer. En dit is vir my so mooi, want as jy 'n liefdesboodskap wegsteek in simbool, wegsteek in metafoor, dan moet die ander persoon na jou toe kom vir die verduideliking. Hy doen dit vir verhouding. As hy net vir jou 'n formule uitskryf, as hy net vir jou instruksies gee, A tot Z, dan wat 'n verhouding is daar? Dan kan jy maar net aangaan op jou eie. Hier's jou briefie, hier's jou marching orders, elke dag gaan dit aan. Nee, hy roep jou na 'n binnekamer belewenis met hom. Here, wat beteken hierdie? Here, U het my hierdie droom gegee. Ek weet dit. Ek is so pregnant met hierdie droom in my hart. Here, wat beteken dit? Sy U met my help rondom die interpretasie. Wat is daai? Daai is verhouding. Daai spoor jou aan vir dieper en 'n meer intense verhouding. Die doel van drome in my experience, hierdie is subjektief, al wat ek het is my opinie, is om jou te stig, om jou te bemoedig, jou te vertroos of jou te waarsku. Minder as meer is dit ook rigting
aangewend. So ek gaan weer vir jou sê, dis bemoedigend, dis om jou te vertroos, dis om jou te waarsku en more often, nee, die teenoorgestelde, minder as die meerderheid is dit rigting aangewend. Meeste drome is nie noodwendig rigting aangewend nie, ten minste nie in my ervaring en met die mense waarmee ek al gewerk het nie, baie keer is dit emosionele vertroosting, emosionele genesing, bemoediging, en is bemoedigende woord as die Here vir jou sê, hey, keep on doing what you're doing, ek is trots op jou, is dit rigting aangewend? Natuurlik is dit. Woord van die Here is altyd rigting aangewend. Wat ek probeer sê is, meeste drome sê nie, pak jou goed en trek Ferreira, jy gaan nou Japan toe môre nie. Dis nie my ervaring nie. My ervaring is, drome is baie keer bevestigend van wat jy weet. Bevestigend, net soos die profetiese, is dit baie keer bevestigend, dit vertroos, dit bemoedig, dit bou op. Selfde met drome. 'n Aspek van drome, en soos die profetiese, is ook waarskuwend. Nee? Ek kry baie waarskuwingsdrome, ek is 'n voorloper, ek is ook 'n leier van 'n gemeente, en die Here gee vir my baie waarskuwende drome, ook vir so my vrou. Ons kry waarskuwende drome, en dit is nie iets slegs nie, dit is goed. Dit is vir my beautiful, dit maak ministerie maklik, want die Here waarsku jou voor goed gebeur, waarsku jou daaroor. Hy sê vir jou, hey, die gaan gebeur, watch out. Okay? En dis nie om jou in vrees te hou nie, dis net, Here, dankie dat ek in rus kan bly, dat U my het. Okay, en dit bring ons by die sleutels. Die sleutels, en ek gaan vir jou drome uitlê, jou paar drome vertel wat ek gehad het. Die mense aanlyn, dink ek het dit lekkerder, want hulle gaan meer visuele prentjies nou sien. Ek wil vir jou 'n storie vertel van my pa en 'n baie intense droom wat ek ontvang het, amper soos 'n visie. Ek was net besig om aan die slaap te raak, en ek onthou, ek sit nog so op die bed, ek sit so teen kussings, ek is net besig om aan die slaap te raak, ek het net gebid, ek onthou bid, Here, praat met my deur drome, praat met my deur visies, Here, ek wy hierdie tyd van slaap weer aan U, dis heilige grond, dis vir U, en ek gaan net daarna, dadelik, in 'n visie droom, in 'n baie intense droom, jy al drome gehad wat voel soos 'n realiteit, dit was so. En ek sien hoe my pa ry in sy ou Mercedes kar, wit kar. Die kar van sy droom, en die kar wat hy nog altyd wou gehad het, die 8-silinder, E500, groot motor, automatic, power steering, en al die jazz, amazing motor. En ek sien hoe hy in sy motor klim. Agter hom is die ou plaashuis, die plaashuis wat ek goed ken, waaraan hy vir jare gebly het. En ek sien hoe hy in sy motor klim, en langs die huis is daar konstruksiewerke aan die gang. Is ek 'n geel langnekke wat so grawe, en ek sien hoe hy inklim en wegry. En terwyl hy wegry, is daar so 'n hemelse glanstering op alles, en dit is verby. En ek op 'n stadium het nie daai tyd nie lekker geweet nie. Ek onthou hoe skryf ek hierdie droom neer, maar daar was 'n gevoel van my dat hierdie die laaste seisoen is van my pa, die laaste seisoen. En die Here het toe al my hart begin regmaak, bemoedig en vertroos vir wat sou volg 2 jaar later toe my pa sterf. Dit was vir my baie erg toe my pa sterf, en toe ek weer na hierdie drome kyk, kan ek sien hoe my pa, sy seun se hart begin voorberei het vir die verlies wat sou kom. En ek het so half geweet, pa het nie meer lank tyd oor nie. Die Here het al vir my drome begin gee, wat my hart bemoedig het. So, my pa is my pa in die droom. En ek het ook geweet, is my pa. Maar hy klim toe in sy motor, sy Mercedes, dit is ook sy kar. 'n motor baie keer is jou werk, jou roeping, dit wat jy op pad is. Nou sy roeping kom nou tot 'n einde. Ek sien hoe hy wegry van die ou huis, die geskiedenis, die huis waar ek nie groot geword het nie, maar lank gebly het. Dit waar hy gebly het, die seisoensverandering van hoe dit was. En hy ry alleen in die kar. My ma is reeds oorlede. Hy's alleen in die voertuig. Niemand is saam met hom nie. En hy ry weg met soveel vrede op sy gesig. En die Here wou vir my sê, dit is sy laaste seisoen. Wanneer hy wegtrek, in die fisiese, toe hy daar wegtrek, was dit sy laaste seisoen. Toe hy uit daai huis uittrek, hy het toe net daarna uit daai huis moes hy trek. Fisies. En was daar ook konstruksie langs daai huis, presies, ek was daar vir 'n tyd, en daarna, en toe is daar daai lang nekke besig om te grou daar, en toe wil die Here vir my sê, die skuif van uit daai huis uit, sal sy laaste seisoen wees. Hy klim toe, dis sy laaste seisoen, en die kar simboliseer sy werk, simboliseer fisies ook sy kar,
maar simboliseer sy werk, sy roeping, wat tot 'n einde kom. Die ou huis weer eens, die geskiedenis, die seisoensverandering. En die doel was vertroostend. So ek wil vir jou let op die simbole. Die simbool daar, die kar. As jy bedoel van karre is baie keer jou vocation, jou werk, jou roeping, waartoe jy op pad is. In my geval is 'n kar baie keer my persoonlike roeping en daarna die kerk. Die kerk is 'n vorm van my persoonlike roeping, maar my persoonlike roeping is meer individueel. So baie keer as pastore droom oor hulle motors, is dit die ministry, nee? En ek het baie keer verlang gedroom oor hoe karre, voor ek in fulltime ministry ingekom het, was ek baie confused, onseker waant ek op pad was, en ek het die gedurende gedroom van karre wat bots, karre wat stamp, karre wat val van afgronde af, en want ek was purposeless, my kar was nie op pad in die regte rigting nie. So motors baie keer is vocation, is werk. Die kleur in die droom van my pa, die kleur was so hemels. Hemelse drome van die Here is baie kleurvol. Dis 'n kleurvolle experience, dis mooi, dis goed. Dis nie donker nie, dis nie vreesaanjaend nie, dis vredevol, daar's baie kleur. En ek weet nie, en hierdie is nou nie noodwendig super Bybels nie, maar in my ervaring, en ek het al met baie mense gepraat hieroor, en hulle getuig ook daarvan, dat daar so goue glinstering is in drome wat van die Here afkom. En ek stem nogal saam met dit. Ek het al 'n hele paar van hulle gehad, en daar's altyd so glinstering, so goue glinstering, amper hemelse glinstering in hierdie drome. Maar okay, neither here nor there. So, wees bewus van die kleuraspek. Kleuraspek is baie belangrik, symboolaspek baie belangrik. Wat se simbole is daar? En ja, die kleure. Daar is 2 kleure, simbole en 'n derde aspek, gevoel, gaan vir jou min of meer 'n idee gee waar hierdie droom vandaan kom. 'n Droom van die vyand het baie min kleur, is gewoonlik nie kleurvol nie. En die gevoel is terrible. Die gevoel is vrees. Vrees is die core feeling. Wanneer drome van die Here afkom, is dit baie kleurvol. Die core feeling is vrede. Vrede, behalwe as die Here jou 'n waarskuwingsdroom gee. Okay, so wees bewus van kleur, wees bewus van gevoel, wees bewus van simbole. Ons gaan, net soos ek hierdie drome vir jou vertel, gaan ek na hierdie aspekte kyk. Toe ek jonger was, het ek baie drome gehad oor huise, of 'n huis en 'n vertrek, waarin daar 'n gees of 'n spook is. En die Here het toegelaat dat ek hierdie nagmerries kry, hierdie waarskuwingsdrome kry. En die drome was van die vyand, om vir my te sê, daar's 'n geestesprobleem. Daar's 'n geestesprobleem rondom jou bloedlyn, rondom goed van die verlede. Ek het baie grafte gesien. Ek onthou spesifiek een droom hoe ek by my oupa se graf staan, en ek so half inkyk in die graf in. En net daarna, toe begin die Here met my werk rondom bevryding, bietjie vrymakende waarhede oor hoe ek in 'n nuwe bloedlyn is in Christus Jesus. Ek het dit dan ook so bely voor en na die kruis. Ek het daai realiteit vasgemaak, en toe hou daai drome op. Maar die Here het vir my gewys of gewaarsku dat there's something about the bloodline. Dit's iets nie reg nie. En my oupa, bless sy siel, hy was glo ek lief vir die Here, maar hy was ook betrokke by die broederbonders en so aan. En die Here het my aandag probeer kry oor hierdie grafte, iets van die verlede. Net om terug te kom na die spook in die kamer, die vrees, die spook in die kamer, toe ek bevryding kry op 'n stadium, toe hou hierdie drome op. En die drome was soos 'n rooi lig wat sê, daar's 'n gees aktief, daar's 'n gees van vrees aktief by jou. So as jy struggle met nagmerries, as jy baie nagmerries kry, as jy droom van spooke of geeste in 'n huis, in 'n donker vertrek, daar's gewoonlik baie min lig, daar's baie vrees, jy word gejaag deur goed. Miskien moet jy net vir die Here vra, wat gaan nie aan? Is dit 'n attack van buite, of is dit iets van binne? Moet ek bevryding kry vir iets? Want ek moes bevryding kry van vrees, en toe ek dit ontvang, toe ek dit kry, toe hou die nagmerries op. Dit was tied, dit was gebind aan hierdie drome rondom my oupa. Toe daai hele seisoen, toe ek daai seisoen van genesing en bevryding deurgaan, toe hou die drome op, en ek kan nie onthou wanneer ek laas 'n nagmerrie droom gekry het nie. Okay, nie baie nie, let me say that. So, dit is 'n huis. 'n Huis, baie keer is jouself. Ek het 'n spook gesien in 'n vertrek, 'n aspek van my eie huis, my liggaam, myself.
daar's dalk 'n vertrek waar die Here se lig nog nie ingeskyn het nie. Ek moes bevryding kry rondom vrees. En toe daai vertrek oopgemaak word en die Here se lig skyn in daai huis se vertrek, toe is daar vrede. So 'n huis baie keer is jouself, 'n graf verwys terug na voorouers toe. As jy baie oor graf te droom, voorouers. Ek het ook op 'n stadium baie oor slange gedroom. Slange is 'n verwysing negatief, simbole kan baie keer positief of negatief wees. Slange is stories, dis leuns, dis stories met lang sterte. As jy oor slange droom, is daar gossiping surrounding your identity and destiny. As 'n slang jou byt, het daai leuen ingekom en het dit 'n effek nou al op jou. So as die Here vir jou waarskuwingsdroom oor slange gee, wees bewus van wat aangaan, wees bewus van stories, wees bewus van leuns, en as 'n slang jou byt, wees attent dat jy dalk 'n leuen glo oor jouself en dit begin 'n effek in jou na vore bring. Dan ook spinnekoppe. Spinnekoppe het ek baie oor gedroom op 'n stadium in ministry, en dis witchcraft. As ek het gedroom, ek onthou die droom was van die Here, dit was kleurvol, maar dit was waarskuwend. So as 'n droom waarskuwend van die Here is dit baie kleurvol nog. As 'n droom van die vyand is dit 'n nagmerrie. Jy het dit is nou nie rocket science nie. En ek ontvang 'n waarskuwingsdroom van die Here. Ek sien sulke spinnekop eiers wat so rooi gloei in 'n vertrek, en ek onthou dit gloei, so dit gloei, so dit gloei. So hier en daar is daar 'n eiertjie wat uitbroei. Man, 'n baie intense scene, dit lyk soos een van hierdie alien movies. En ek kom uit die droom uit en ek weet dadelik toe, ek moet bid, ek moet vir die intercessors vra om teen witchcraft te intercede. Rebellie en witchcraft, daai twee is hand aan hand in die gees. En hulle het dit gedoen en daai eiertjies het toe doodgegaan en die spinnekop het nie uitgekom nie. Spinnekoppe, black widows in drome is baie keer witchcraft. Okay, dis al die negatiewe goed. Dis die waarskuwingsgoed, jy weet dit nou. Ek wil nie jy moet drome sien as sleg nie. Dis goed, dis baie goed, dis bemoedigend, dis om jou te help. Okay, so ek het nou al die gaga goed beskryf en uitgebou, en hopelik as jy al hierdie goed kon identifiseer, kyk na die Here toe, vat dit altyd na die Here toe. Die Here is die een wat die droom gee, jy is die interpreteerder, jy is die hoofinterpreteerder. Simbole het universele betekenis, 'n kar is gewoonlik 'n ministry, 'n werk, 'n vocation, ja, want ons deel een kultuur, die Here praat deur kulturele simbole. So hy vir Abraham 'n wie uit Mercedes gewys het. Nee, daar was nie wie uit Mercedes nie. Dit sou anders te gelyk het, nee, hy sou ander simbole gebruik het. Die Here praat met jou binne tyd en binne 'n sekere kultuur, en hy gebruik simbole om met jou te kommunikeer. 'n Goeie voorbeeld, 'n hond. My vrou droom baie. Sy droom baie, of sy onthou ten minste baie haar drome. Sy het een keer gedroom van 'n skip, 'n groot skip op water, en dan toe was daar hierdie verstaan by haar dat sy elke nag, in die nag na die onderste verdieping van die skip moet gaan, en daar is 'n klein hondjie in 'n boks, dan moet sy die hondjie gaan haal. Dit was 'n baie vreemde droom vir ons. En toe ons met hierdie journey begin oor hoe om drome te interpreteer, toe kom ons agter, die skip is op water, is die kerk, die ministry bo op die waters waar die nasies is. Die groot skip is hierdie groot kerk. Op daai stadium was ons deel van 'n massiewe denominasie wat 'n stuk of 9 dienste gehardloop het elke Sondag. En ons was deel van hierdie massiewe kerk. Ons het 'n klein gemeentetjie gehad, 'n Amerikaanse gemeente binne hierdie massiewe denominasie in Korea. En die Here het hierdie precious goed, soos drome, soos visies, soos hoe om die Here te hoor, begin openbaar aan ons. Ons het hierdie goed begin teach in selgroepe en van die kansel af. En wat die Here vir my gesê het is, elke dag sal daar 'n klein hondjie wees. En 'n hondjie is gewoonlik 'n vriend. Ek gaan nou vir jou 'n ander voorbeeld gee van dit. Honde in drome is gewoonlik vriende. Maar so my het die droom ontvang. Sy het dadelik 'n gevoel gehad, die hondjies is nie vriende nie. Dis iets wat sy moet koester, maar as 'n klein hondjie, dan moet sy dit gaan haal uit die skip uit en groot maak. En toe sê in die droom was daar elke dag 'n hondjie. Sy moes elke dag gaan 'n hondjie uit die skip uit gaan haal en groot maak. 'n Hondjie uit die skip uit gaan haal en groot maak. En wat die Here vir haar sê is daar's precious informasie en waarhede wat ek elke dag aan jou wil kommunikeer. Binne hierdie groot skip, vat dit en maak dit groot. Moenie dit laat doodgaan nie. Jy moet elke dag gaan, dit gaan haal, dit koester, hierdie waarhede wat ek vir jou gee. So daar was 'n hond nie 'n vriend nie, maar 'n waarheid.
Baie ander kere, ons het al gedroom van honde wat seer kry, dis vriende van ons wat dan seer kry net daarna, die Here wat ons waarsku dat honde gaan seer kry, is vriende wat dalk iets gaan oorkom, nie iets ernstigs sê, maar deur emosionele turmoil gaan, dan moet ons daar wees vir hulle. Ons het al baie sulke drome gekry. So wees bewus van, jy is die primêre agent, simbole word kommunikeer binne 'n kultuur, gewoonlik beteken 'n hond 'n vriend, maar dit kan soms verander en jy moet dit by die Here uitvind. So ek gee vir jou 'n paar beginsels, maar hierdie is nie die ABCs to dream interpretation nie. By the way, as jy baie belangstel oor drome, kry tog die droomkaarte by streamsministries.com. Dit kos $3. Ek kan dit nie vir jou gee nie, want dit is nie die wet. Ek het dit gekoop, Streams Ministries. John Paul Jackson het die hele bediening rondom drome. Hulle is briljant rondom drome. Ek het meeste van wat ek weet en geleer het deur John Paul Jackson se ministry geleer. John Paul is oorlede in 2018 en was 'n groot verlies vir die liggaam. Ek mis hom nog steeds. Dan het ek al baie gedroom oor toilette. Hey, hoe lekker is dit, nee? Toilette en ek wat in die publiek op 'n toilet sit of in die publiek stort. En dit klink amper soos daai drome wat jy kry, my nagmerries, dat jy op die stage staan voor skool of voor die hele skool en 'n mondeling moet doen, dan val jou broek af. Dit was nie so nie, dit was nie nagmerrie nie. Ek het vrede gehad rondom hierdie droom. Onthou, die gevoel is die een sleutel. Dit was 'n goeie gevoel, dit was 'n vredevolle gevoel. Die ander ding was die kleure. Dit was baie kleurvol en ek was op hierdie toilet, nie besig met enigiets nie, maar toe ek daar uitkom, toe bid ek dadelik oor dit en toe sê die Here, hy is besig met 'n heiligmakingsproses, 'n wasproses, 'n reinigingsproses, dieselfde met die stort. En die mense in die bediening, die publiek, gaan selfs dit oplet. Hy is besig met 'n publieke reiniging, goeie werk in my sielsdimensie. En dit was vir my so mooi. Dat dit nie net voor ek hierdie kennis gehad het, sal ek 'n droom soos daai vat en sê, yes, dis weird. Ek het te veel pizza geëet. Skryf al jou drome neer. Gaan jy soms prosesseringsdrome kry? Ja, maar jy sal weet. Jy sal weet en die Heilige Gees sal jou help om sy drome te vat en reg te interpreteer. Ek wil afeindig met 2 drome. Ek het 'n droom gehad oor weer eens my klein Atos motortjie. En ek ry en toe moet ek stop en dit was 'n baie intense, kleurvolle droom en daar was soveel vrede. En ek klim uit die kar uit en ek kyk en die pad wat ek gery het geëindig, daar het 'n brug ontstaan en jy weet hoe dit gaan in drome, goed verander vinnig. Daar's ewe skielik 'n brug en die brug het gebreek. Soos een van hierdie Cowboys movies, né? En die brug het gebreek. As ek sou aanry, sal ek met my karretjie afry in die rivier in. En ek klim uit en hier is 'n polisievrou, 'n Suid-Afrikaanse polisievrou. Gaan nou oor die simbole praat. 'n Persoon van autoriteit en sy sê, "Meneer, jy kan nie verder hier ry nie. Jy moet daarbo ry." En sy wys op en daarbo in die hemel, so tussen al die wolke, baie hoog, baie ver, sien ek so klein paadjie wat daarbo ry. Soos maar gaan met drome, kan ek ewe skielik al die karre daar ook sien. En ek dink toe by myself in die droom, ek sal nooit daar uit kan kom nie, as ek maar net daar uit kan kom. En daar is so 'n verlange in my hart. Daar is so 'n verlange. In drome, self drome van die Here, sal daar intense emosies soms wees. Dit was nie 'n droom van angs en vrees nie, dit was net 'n verlange. En toe sê sy vir my, hierdie vrou, Boete Bessie, sê toe vir my, "Meneer, jy moet daar opgaan." En toe ewe skielik aan my linkerkant is daar sulke trappe wat opgaan. En ek vat toe my kar, ek laai dit op my rug soos 'n backpack, soos 'n laptopsak en ek loop by die trappe op. En toe sit ek my kar daarbo neer en toe eindig die droom. Op daai stadium in my bediening was ek op 'n krisispunt. Ek het net uit die Hoofstroom Kerk uitgetree. My bediening het geëindig en ek het vir die Here gesê, "Wat nou? My bediening is klaar, is verby. Ek is uit die Hoofstroom Kerk uit. Wat gaan ek nou maak?" En daar was hierdie verlange in my hart om 'n charismatiese gemeente. En op daai stadium was ek in Suid-Afrika. Ek was onseker, moet ek in Suid-Afrika wees? In die droom sien ek hoe die Suid-Afrikaanse, baie unieke simbool, 'n Suid-Afrikaanse vrou, polisievrou, vir my wys, "Meneer, jy kan nie verder hier nie, jy moet daarbo wees."
En ek vat my klein karretjie, my klein bediening, my bediening wat nog redelik soepel is en maklik verplaas kan word, en ek sit dit op my rug, en bonatuurlik word my bediening, my klein soepel bediening, getransformeer, geteleport, na daai hoë pad toe, die hoë pad, die pad van die hemel, hoër, daarbo. En ek het net daarna gesien, en die Here het my hart kom bemoedig, het my gesê, wow, dit lyk vir jou, asof die bediening geëindig het, maar kyk maar, ek gaan hierdie bediening van jou bonatuurlik transport, en daarbo op my pad neersit, daar waar ek jou wil, en dit het toe net so gebeur, het was 'n maand daarna, toe kry ons 'n aanstelling by 'n charismatiese gemeente, as jy charismatiese gemeentes ken, dan weet jy, hulle stel nie net aan rondom CV's en grade nie, hulle stel aan, as hulle jou ken, op gronde van verhouding, was vir my krisis, want ek het niemand geken, in die charismatiese wêreld, in Suid-Afrika nie, maar die Here het bonatuurlik my kar gevat, my getransport, my geteleport man, ja, klomp weird woorde, hierdie oggend, maar mag dit jou seën, en daai was vir my rigting aangewend, dit was vir my bemoedigend, dat ek moet wag, die Here gaan iets bonatuurliks doen, en 2 weke later het dit presies so gebeur, en rigting aangewend, maar ook baie vertroostend en bemoedigend, want ek was in 'n krisis situasie, ek het nie geweet wat om te maak nie, en het my hart so kom stig, en bemoedig, en die Here wil vir my sê, just wait, bonatuurlik, gaan ek dit vir jou moontlik maak, om geherposisioneer te word, so die kar is die ministry, ek is ek, sonder my val die droom uit mekaar uit, so wie's primêr die agent, ek, my motor, die dametjie hiervoor is rigtingaangewend, iets 'n kulturele simbool van Suid-Afrika, die pad wat eindig, ek kan nie meer aan nie, nou, so ver is dit nog obvious, ek kan nie aan nie, ek het uit die Hoofstroomkerk uitgetree, maar hier kom die bemoedigende deel, wag net Pieter, ek gaan vir jou 'n bonatuurlike pad maak, en ek gaan jou bediening transport, ek gaan jou karretjie vat, en dit transport, so, dat was amazing, en dat is een wat ek nooit sal vergeet nie, die Here het so met my gepraat, deur daai droom, so my hart bemoedig, ek het een keer, ook in 'n seisoen van keuses, het ek baie uitgeroep na die Here oor wat om te maak, en ek onthou, hoe ek tot die insig gekom het, dat ek in geloof, jammer Here, dat ek in geloof moet uitstap, baie keer gaan ons nie weet wat die plan van die Here is nie, of ons gaan 'n vermoede hê, maar ons gaan in geloof moet uitstap. Your word is like a lamp unto my feet, ek gaan in geloof moet stap en die paar tree gee, in geloof, en op hierdie stadium ook rondom die bediening, en want ons op pad is, het ek baie gebid, en ek ontvang toe 'n droom, van 'n ou man wat staan, 'n ou man met sulke blou oë, en hy sê toe, ek vra toe vir hom, waartoe moet ek gaan? Want om my is almal besig om te hardloop in hulle rigtings, ek sien daar hardloop 'n persoon, daar hardloop 'n persoon, daar hardloop 'n persoon, en die konsep, of die begrip in my hart is, hulle weet waartoe hulle gaan, almal is besig om te hardloop, een hardloop by die trappe op, een is by die deur uit, en ek staan stil, en ek wonder, waartoe nou? En ek kyk in sy oë, en hy sê vir my, jy moet nou in geloof begin stap, en vertrou, dat jy in die regte rigting stap, en ek begin toe stap, en ek kom toe by 'n huis uit, 'n groot huis, en die droom eindig. Wat beteken die droom? Wie is die ou man? Die ou man is Heilige Gees, vriendelike mense wat soos vriende voel, bekendes voel, wat jy nie ken nie, is Heilige Gees baie keer, of engele, en dit was Heilige Gees wat vir my bemoedig, want hy sy mooi oë, sy blou oë, en hy sê vir my, jy moet nou in geloof stap, iets wat hy al reeds vir my kon gegee het en gesê het, bevestig hy toe deur 'n droom, om wat? Om sy seun se hart te bemoedig, want hy is lief vir sy seun, verstaan jy? Roep regtig opreg uit na die Here, en hy sal met jou praat, hy ignoreer jou nooit, en hy bevestig dit vir my hart met 'n droom, en hy sê vir my, gaan net, hou net aan, almal is op pad in verskeie rigtings, almal weet konsys waartoe hulle op pad is, jy weet nie, moenie worry nie, loop net in geloof, trust that I will direct your steps, ek het jou pad, nee? So loop jy net in geloof, ek het jou, die ou man, Heilige Gees, my vriend, the lover of my soul, die Here, wat my ken, wie ek ken, en hy het my, en ek het geweet ek moet stap, en ek begin toe stap, ek kom by 'n huis uit, op daai stadium 'n bediening, weer eens rondom die bediening, en ek kom by die nuwe huis uit. So ouens, simbole, definitief, 'n sleutel. Jy moet vir die Here vra, wat beteken die simbole in jou drome? Kleure, baie belangrik. Gevoel, baie belangrik. Wat is die aard, wat is die gevoel?
van die droom. Daai goed moet jy neerskryf en dit gaan vir jou 'n idee gee. Is dit 'n sielsdroom? Is dit net prosesering omdat ek baie games speel, daarom droom ek oor games? Of is dit 'n nagmerrie van die vyand? Ek weet dit is redelik duidelik om te identifiseer want dit is min kleur, baie vrees en ja. En dan die drome van die Here, baie kleurvol en baie liefdevol, baie vrede wat oorheers in daai drome. Ander belangrike simbole wat ek baie teekom, huise. Huise is baie keer jouself, 'n issue in the dreamer's life. Note, past or present, onthou jy die ou huis wat my pa vanaf wegry. The type of house surrounding details of the rooms, these dreams could also represent a church or a temple, né? So die kerk is ook baie keer 'n huis. Ek het vir die man gevra, waartoe moet ek gaan? Toe sê hy, loop in geloof, toe kom ek by 'n nuwe huis uit, 'n nuwe kerk. Dit het toe ook so gebeur. Vehicles, ek het reeds gepraat oor voertuie. As jy vlieg in drome, baie cool, ek het baie keer sulke drome. God is communicating to the person that he or she has an ability to move in the spirit and rise above their problems. Baie cool. Onderwater asemhaal is dieselfde. As jy drome kry van waar jy onder water asemhaal, situasies waar jy nie moet floreer nie, sal jy floreer en die Here gaan vir jou bonatuurlik moontlik maak om in sulke situasies te floreer. Dogs, luister nou, dogs usually represent friendships, loyalty, companionship and protection. But note the context. So maak seker jy weet wat 'n hond vir jou beteken. Jy's dalk bang vir honde. Ek is nie bang vir honde nie. Wat 'n hond vir jou beteken en wat 'n hond vir my beteken is nie dieselfde nie. Ek hou van honde. Jy haat dalk honde want jy word gebyt deur honde. En dan groot waters, massas, tsunamies, sulke goed is baie keer onderliggende stres. Wees ook bewus van water wat deur mure kom, is onderliggende stres. Die Here wil aan jou kommunikeer, daar's stres in jou lewe wat jy uit moet sort. So as jy droom van groot watermassas en tsunamies, dan weet daar's iets onderliggends waaraan jy moet aandag gee. Ek het baie keer al gedroom van watermassas en dan haal ek 'n surfboard uit en dan surf ek hom. En die Here wat vir my wil bemoedig ten spyte van die onsekerheid van die probleem, ek gaan jou laat heers oor die probleem. Ek gaan jou laat surf op hierdie probleem. As jou tande uitval, tande baie keer wysheid, as jou wisdom teeth uitval, dan verloor jy wysheid. As jy kort hare het jou manier van dink verander. Waar is jou hare? Dis op jou kop, né? So as jou hare gevleg is, baie keer het ook betekenis rondom denke wat moet verander. Krokodille is negatief. Ek het reeds met jou gepraat oor grafte en so aan. This reveals that an issue, jammer, grafte en so aan verwys na die verlede, maar as iemand dalk sterf in 'n droom, this reveals that an issue or era or a career is coming to an end. So baie keer as sterfte in 'n droom kom 'n seisoen of 'n era tot 'n einde. En dan, beloved, kleure en getalle is baie betekenisvol. Gaan vind uit wat beteken getalle. 7, 6, 666, 777, 1, 3, 8, net so vinnig, 8 is new beginnings, 9 is baie keer oordeel, 10 is 'n journey, 13 is rebellie, 1 is die Here, 3 is die Triniteit. So daar's sekere getalle het sekere betekenis en dan ook kleure het ook betekenis. En mag as hierdie boodskap niks doen nie, mag dit jou ten minste net sit op 'n plek waar jy meer wil weet oor drome en jy begin erns maak met jou droomtaal, dat jy bed toe gaan met 'n joernaal en vir die Here sê, Here, ek dank U vir my drome. Ek dank U dat U met my praat in my drome. Ek wy dit weer aan U. En ek wil sommer afsluit met so 'n gebed. En mag die Here jou seën, mag jy van hierdie dag af drome droom. Mag 'n derde van jou lewe gevul word deur sy stem. Mag jy soete hemelse besoeke het in jou drome. Mag die Here jou besoek in jou drome. Mag jy in die geestesrelm inbeweeg wanneer jy gaan slaap in die naam van Jesus. En Here, ons kom net nou en almal aanlyn, ek dank U dat ons weer net nou kan net saam getuig dat U met ons praat in ons drome. En Here, ons is jammer dat ons droomtaal met U afskeep. Here, ons erken dat U nog die hele tyd met ons praat. En van vandag af wy ons weer ons drome aan U, ons slaaptyd aan U. En dit is tyd wat ons met U wil praat en van U wil hoor. En Here, ons commit om
hierdie woord weet te eer en te honor, wanneer U vir ons drome gee om dit te eer en drome wat ons dalk vergeet het van, bring dit weer na vore, dat ons dit kan neerskryf, Abba. Dankie dat U 'n nuwe seisoen nou weer begin, van drome, soete drome, en kommunikasie met U, in die naam van Jesus. Dankie Here. Amen.